Goeiemiddag julle in en ommers. Ons kuier heerlik hier in Velddrif en vandag het ek gesels met Andrei van A&M Fishing Charters. Kom luister saam wat het hy te vertel oor visvang op die Weskus. Goeiemôre julle in en ommers. Ons kuier heerlik hier in Velddrif by Timeless Treasures with a Modern Twist. En vandag het ons iemand hier wat die manne baie sal geniet. Dit is Andrei en Andrei het 'n besigheid wat doen. Ek vat mense uit en om hulle vir hulle lekker ervaring te gee en om dit te geniet en ja, om veilig te wees op die boot. Visvang onder andere en snoekvang en wat ons mag nie sê nou honderdvis nie, ons sê maar nou Kaapse briem en swart briem is jou galjoen. Galjoen is nou oop op die oomblik. So ja, ek vat mense uit om vis te gaan vang en hulle self te geniet. Nou ja, manne, wat wil julle meer hê? Hier in Velddrif is iemand wat julle kan uitvat om te gaan visvang. En dames, jy kan met die familie saamgaan. Andrei het al kleiner kindertjies soos 4 jaar oud op sy skuit gehad. Nog kleiner is dit, ja. So jy gaan nie op robbe water. Nee, glad nie. Ek laat die mense plorate laat weet voor die tyd hoe die weer gaan wees en wat die omstandighede gaan wees. So ek vat glad die mense in robbe water. Kyk, ek is dit gewoond. Ja. Ek het al in die winter as ons snoek gevang het met mense wat al ook ervaring gehad het op die see. En laat hulle vir my sê, as ek verby Shelley Point gaan, dat ek moet omdraai. Ja. Hulle kan dit nie, hulle sal weer op 'n latere stadium weer boek met my. En dan kan ek hulle uitvat, want jy weet, ek vat dit so vir die laaste 11, 12 jaar wat ek dit nou doen, is veiligheid die eerste belangrikste prioriteit op my skuit. So ja, ek vat nie meer glad die mense uit in robbe water. Glad nie. Vertel ons so 'n bietjie van jou skuit. Man, ek het so 3, 4 jaar terug het ek eers op Pikkewyn gehad. Baie van die mense sal hom seker herken het of onthou het. Die een wat sy wiele altyd hier verloor het in die Hoofstraat en so. En so maar ja, dit is maar hoe die sout werk met 'n mens se wiele. Al gries jy hom hoe meer en hoe baie hom gereeld jy hom gries. Ja. So ja, sout gaan maar oralste in. Maar ja, op mindere mate, jy weet, Pikkewyn het oor die jare het sy baie hard gewerk. En ek het maar net besluit om 'n bietjie verder uit te brei. En toe koop ek vir my 'n 20 voet skuit wat baie stabiel ook is en baie betroubaar is. En wat is haar naam? Angelfish. Angelfish. Ja, ek kan nou nie baie mooi sê nie in Asië nie, maar ja. My nuwe tande is daarom op pad. Hoorie, sê gou vir my, hoeveel mense kan jy akkommodeer? Man, op hierdie stadium vat ek 5 uit plus myself is 6. Ja. Op 'n baie mooi dag. Maar as ek snoekvang en goeders vat ek 4 mense uit maksimum, saam met myself is 5. En hoe lank voor die tyd moet ons boek, want dit is seker groot in aanvraag. Ja, dit is 'n groot in aanvraag, veral nou, jy weet, vir die ou kliënte ook, goeders, hulle het sekere dae en sekere tye wat hulle deur kan kom vir die jaar. Ja. Want ek maar kliënte basis opgebou het deur die jare en ek het elke jaar mense wat terugkom, so ek probeer maar ook die mense wat nog nie uitgegaan het om vis te gaan vang of snoek te gaan vang onder andere. Vir die eerste keer in hulle lewe nie. Ja. Jy weet, leer ek hulle ook op die Weskus manier hoe om met 'n handlyn te vang, om met 'n bokstang te werk en jy weet hoe om die vis op te bring en ek gee vir hulle handskoene ook, want dit is waaroor dit gaan, veiligheid. Maar ja, ek gee ook die mense die geleentheid om 'n snoek te kan breek en wat beteken om 'n snoek te kan breek? Om sy kop te breek, dat hy uitloei. O, julle. En anders is hy pap. O. Ja, en as jy hom verkeerd breek, dan raak hy ook pap. So jy moet hom reg breek sodat jou vleis kan ferm bly en jy moet hom altyd koud hou. Hoorie, ek leer verskriklik baie vandag. Dit is die interessantste mense wat ons vandag hier in Velddrif sien. Ek leer regtig baie. Andrei, maar ek is baie bly jy het vir ons vandag bietjie kom vertel van jou besigheid. Ja. Wat is jou planne vorentoe? Man, my planne vorentoe is ook miskien 'n bietjie meer uit te brei. Maar ja, soos besigheid maar is, jy weet, hy het mos jou stiltye en jou besige tye. Maar ek het probeer myself so inwy dat ek want ek is ook nou
Google geregistreer reg oor die wêreld. Wat my baie help, want ek is nie net local mense nie of lokale mense nie, ek werk met oorseese mense ook. Ja. So daar's nou weer 'n ander performa wat jy nou moet uitwerk vir hulle, want hulle moet nou as hulle byvoorbeeld nou plek bespreek van Londen af of van Dubai af of goeders, dan moet dit deur jou rekening gaan met 'n SWIFT-kode. Ja. En hulle bespreek klaar hulle plek hier, so as hulle ingeboek het, sê by Port Owen of by BB of by 'n lodge of ietsie, dan is hulle plek klaar reeds vooraf bespreek en dan gee ek vir hulle die 'n pin of hoe kan ek sê 'n plek, 'n pin wat ek sodat hulle weet hoe om uit te kom by Charlie's. Dis waar ek nou los vir die laaste 6 jaar, want ek het voor dit eers by Rooibaai gelos en dit was moeilik geweest omrede met die ou visserbote wat altyd opgekom het in die rivier en vis opgelaai het, is dit bietjie moeilik met die getye. So in eerste plek weer nog veiligheid en ek het toe aansoek gedoen by Poma vir 'n permit om daar te kan launch, want dit is veilig, dit is uit die stroom uit, dit is uit die wind uit en dit het 'n floating jetty of 'n dryf jetty en dit maak vir die kliënte dit makliker om in en uit te klim. Ja. En en vorentoe wil ek graag kyk of ek vorentoe ek moet my weer miskien herhaal. Ek wil kyk, daar is sekere tye van die jaar wat ek ook studies gedoen het vir visvang vir visvang spesifiek, maar ek wil ook begin met scuba diving. Of snorkel. Want daar is tye wat ons baie silwer skoon water het, wat jy die vis kan sien, letterlik kan sien swem om die boot en vir speargun-fishing. Maar daar is ook reëls en regulasies en mens moet by seevisserye verbykom en al daai goedjies. Maar ja, daar is 'n kwota volgens dit. So as jy dit doen, laat jy nie die omgewing en die bron uitroei nie. Fantasties. So jy skiet nie net 10 visse vir jou nie. Jy skiet byvoorbeeld 2 mooi visse vir jou vir die dag en almal is gelukkig en dan kom ons terug. Nou ja. En ek doen ook onder andere doen ek walvisbesigtiging eenmal 'n jaar. As die walvisse in die baai is. Fantasties, dis interessant. By die Noordblinder, binnekant in die Noordblinder en noord van die Noordblinder. Maar daar is ook 'n oomie wat ek aangeskaf het nou, hy's 'n whale watcher. Ja. Nou hy bel ook vir my, daai sekere tyd van die maand in die jaar wanneer die walvisse hier is in die baai, in St Helena Baai self. Ja. Dan vat ek hulle uit direk soontoe. Dan sê hy vir my, okay, hier is 20-30 walvisse voor St Helena Baai of voor Shelly Point. Hulle lê 200 meter weg van die wal af en ek weet presies waartoe om te gaan en ek ry reguit soontoe. Nou hoef ek nie nog te gaan ry en soek vir walvisse. Nou ja, julle as julle ooit gedink het die Weskus is nie interessant nie, het ek nou nuus vir julle. Hier gebeur baie wonderlike, fantastiese goed, selfs in die natuur, selfs wat ons self doen, soos André wat nou vir hom 'n hele lewe kom skep het hier aan die Weskus en hy het die kennis wat hy het gebruik hy om ons te verryk. André, baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het vandag om met ons te kom gesels oor jou besigheid. Dis reg, baie dankie man. Ons glo en ons vertrou dat die Weskussers, die nuwe Weskussers wat hier kom kuier definitief van jou gaan gebruik maak. Dit klink vir my of jy ken die omgewing, veiligheid eerste, so ons is baie dankbaar. Baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer jou. Baie dankie julle. Baie dankie. Mooi loop.